Goeiedag en baie welkom. In ons reis deur die Onse Vader gebed het ons reeds gesien dat laat U koninkryk kom 'n uitnodiging is vir God om hier en nou te werk in ons midde, in ons wêreld, maar ook deur ons lewe. Ons vra dat dinge sal lyk en wees en uitspeel soos dit sou wees as alles presies volgens God se hartklop geklop het. Hierdie gebed vra dat God se heerskappy ook in die plekke kom waar ons dit die minste verwag. Selfs waar ons dink dit onmoontlik is. En Jesus self wys ons aan die kruis dat sy koninkryk grense oorsteek, paradokse versoen en hoop bring op die donkerste plekke. Ek wonder, in watter deel van jou lewe voel dit vir jou asof God se koninkryk nie kan deurbreek nie? Lees saam met my. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel net so op die aarde. En Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wanneer ons bid, laat U koninkryk kom, bely ons dat God se heerskappy nie net in die ligte, maklike dele van ons lewens inspeel nie, maar ook in die donker, teenstrydige en gebroke dele. God se koninkryk kan ook kom in die plekke waar dit voel asof vrede eenvoudig onmoontlik is. Dit is 'n moedige gebed want dit beteken ons nooi hom in waar ons self nie weet hoe dinge kan regkom nie. Ons nooi hom in die seerste, stikkendste plekke. In Jesus se tyd het die Jode geglo dat net hulle die binnekring van God se koninkryk vorm. Die term heiden was 'n etiket wat ander mense buite die genadekring gehou het. Mense wat in hulle oë nie deel van God se beloftes kon wees nie. Maar Jesus draai hierdie verwagting radikaal om. Hy wys dat die koninkryk oop is vir almal wat hom ontvang. Nie net vir die wat in 'n bepaalde geskiedenis, kultuur of prestasie of spasie is nie. Aan die kruis, in die laaste ure van sy lewe, demonstreer hy hierdie oopheid en hierdie versoening op 'n manier wat alle grense verskuif. Hy hang tussen twee misdadigers. Een wat sy lyding bespot en een wat eenvoudig pleit. Here, dink aan my wanneer U koninkryk inkom. Jesus antwoord nie met 'n lang teologiese verduideliking of 'n lys van voorwaardes nie. Daar's geen toets wat geslaag moet word nie, geen tydperk van bewys nie. Hy gee 'n onmiddellike belofte. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis merkwaardig. In sy grootste kwesbaarheid openbaar hy die krag van die koninkryk. Vergifnis vir die wat hom doodmaak. Hoop vir die wat as onherstelbaar beskou word. Nabyheid in plek van verwerping. Hierdie oomblik laat ons sien wat Dietrich Bonhoeffer 'n vreemde soort koninkryk noem. Een wat nie gebou is op mag, beheer of wraak nie, wat nie werk volgens die wêreld se stelsels nie, maar wat gebaseer is op selfopofferende liefde. Dit is 'n koninkryk wat paradokse versoen, dood en lewe, oordeel en genade, kruis en kroon. 'n Koninkryk waar die laaste eerste word en die misdadiger wat langs Jesus hang, die eerste is wat na sy dood saam met hom die paradys binnegaan. Elke keer as ons bid, laat U koninkryk kom, nooi ons God om dit ook in ons te doen. Om sy vrede en sy versoening te bring in die plekke waar ons net spanning en net onmoontlikhede sien, net haat sien, net onregverdigheid sien. Dis 'n gebed wat sê, Here, bring hemel na aarde selfs hier. Selfs waar daar nie antwoorde is volgens ons nie, nie uitkoms nie. Ons bid dan, bring U lig na my donkerste plek. Here, bring U liefde na my moeilikste verhouding.
bring U vrede na my grootste vrees en angs. Hierso is 'n uitnodiging vir die dag. Soos wat jy in gebed sit by die Here, noem jou paradoks. Dink aan een situasie in jou lewe wat vir jou onversoenbaar voel. Miskien is dit 'n konflik, miskien 'n verlies, miskien 'n teleurstelling, ergens in jou lewe waar jy voel, ek weet nie, Here. Ek weet nie hoe U koninkryk hier kan kom nie. Ek weet nie hoe U lig hier kan skyn nie. En bid dit in die woorde van Jesus dan, soos wat hy ons leer om te bid. Here, laat U koninkryk kom, selfs hier. Vertrou God se manier, vertrou God se beloftes. Hou vas aan daai manier wat ons met God praat. Ons Vader wat in die hemel is, ons Vader, soos wat jy hierdie stuk van jou lewe ook by sy voete sit. Glo dat hy kan regeer, waar jy geen pad vorentoe sien nie. Glo dat sy koninkryk selfs deur jou kwesbaarheid, in jou kwesbaarheid, in jou moeilikste tye, kan deurbreek. Kom ons bid saam. Here, ons wil saam met U bid en ons wil hoop, ons wil glo, ons wil vertrou, ons wil sien wat U sien. Maar Here, daar's dele in onsself, in ons eie lewe, verhoudings, situasies, waar dit soms vir ons moeilik is om te sien dat hier iets kan gebeur wat U koninkryk verteenwoordig, wat iets van daardie hart uitdra. Here, as ons kyk na die wêreld om ons, dan wonder ons partykeer, kan U koninkryk hier kom? Is dit nie te vergeefs nie? Is dit nie hopeloos nie? En Here, ons kan so maklik mismoedig raak. Maar U kom wys vir ons die krag van U koninkryk, die krag van U heerskappy. Here, U kom herinner ons aan hoe sterk U hart klop vir U wêreld en vir 'n manier van wees wat U liefde uitdra. So Here, kom herinner ons aan hoop, kom help ons vertrou, kom leer ons glo, en laat ons U koninkryk uitdra, laat ons U koninkryk beleef, selfs waar die donkerte oorweldigend voel. Dankie Here, dat U kom oorwin het, en dat U lig deur alles breek, deur alles skyn. Amen.